Nou aan die begin van hierdie 4de en die laaste deel van vandag se lering oor autoriteit, is dit belangrik dat ons vir mekaar sê, dit wat Vader in sy woord vir ons sê, bly elke dag waar, maak nie saak van ons omstandighede nie, maak nie saak van wat rondom ons gebeur nie. En of ons nou deel is van die ervaring van hierdie goed en of dit vir ons nuut is, Vader bly die ultimate autoriteit. En hy het sy autoriteitsstelsel in die koninkryk aangestel waardeur hy deur sy gees werk. En ons het in die skrif gesien hoe Vader die autoriteit oor 'n wye aspek en oral hanteer. En op hierdie oomblik, hierdie laaste paar minute, dit gaan redelik kort wees, maar dit is net 'n ontsettende belangrike ding wat ek nie wil laat verbygaan nie. En dit is die aspek van die autoriteit van jou huis. Nou as jy enkellopende is, maak dit nie saak nie, want dan het jy die autoriteit en jy's die een wat in daardie huis van jou die besluite moet maak. Die geestelike covering wat jy het en autoriteit wat jy oor jou het, kom vanuit die gemeente, afhangende van jou situasie. Maar dit is baie belangrik dat ons net gaan kyk, wat sê Vader van ons? Die rede hiervoor is ook dat hierdie die beginpunt is van waar Satan dinge vernietig. Dis die beginpunt van probleme. Nie net in jou lewe, nie net in jou huis nie, in die gemeente en oral. Dis die beginpunt. Ons het dikwels gevind dat mense wat hierdie konsepte waaroor ons gaan gesels, swak toepas in hulle huis. Ook die deure en die redes is hoekom aanvalle in die gemeente en gemeenskap en rondom ons is. Dis die rede hoekom hierdie vir my van ontsaglike belang is. Ek het een keer lank terug, het ek 'n lering van iemand gesien, gekyk, nee, is nie gekyk nie, is sommer net iets wat ek gelees het iewers, waar hy 'n sekere konsep gebruik het, en ek gaan net die konsep daarvan gebruik, maar nou gaan ons dit uitbrei, soos wat Vader vir ons gelei het om te doen vanuit sy skrif het. Ons het net nou reeds na die skrif gekyk daarvan. Die man is deur Vader aangestel as die hoof van die huis, met spesifieke take en verantwoordelikhede. Ek kan presies dieselfde sê. Vader het die vrou aangestel met spesifieke take, met spesifieke autoriteite in die huis. Maar die man het die autoriteit as Vader daaroor. Daarvoor het Vader aan die man die autoriteit gegee oor sy huis. Nou, wanneer jy in enige situasie en op enige plek nie jou autoriteit deurbring en beoefen soos wat dit moet wees nie, val alles uitmekaar, want dan gebeur daar niks. So as die man nie sy autoriteit toepas in die huis nie. Ek het net nou dit duidelik gestel ook, iemand met autoriteit in die gemeente het goeie volgelingskap nodig om sy autoriteit te kan uitvoer. 'n Man met die autoriteit in die huis het volgelingskap nodig om sy autoriteit te laat geld in die huis. Want elke een wat nie daardie autoriteit volg nie, maak 'n agterdeur oop waardeur Satan kan werk. Dis die rede hoekom gehoorsaam in 'n huis so ontsettend belangrik is. Deur nie die rol van autoriteit uit te oefen, het baie ernstige gevolge soos wat ons in die geskiedenis gesien het. Adam het 'n keuse gehad toe Hawa na hom toe gekom het en vir hom gesê het, "Wow, hierdie vrugte gekry. Jong, die slang het met my gepraat en hy het dit vir my gesê." En Adam moes gesê het, "Vader het gesê." Adam het nie verwys na die hoër autoriteit nie. Hy het 'n autoriteit onder hom, 'n laer autoriteit aanvaar. Die
Die ganse wêreld is in sonde. Abraham. Sarah kom na hom toe en sê vir hom, hierdie ding vat dan nou 'n bietjie lank. En ek hoor jou, God het gesê hy het 'n belofte gemaak, maar Jesus, let's face it, ek is 90. Nog nie op daai stadium nie, maar ek is op pad soontoe. Kom ons kyk, hierdie ding gaan nie gebeur nie. So as jy ernstig is en Vader se belofte wil waarmaak, vat my diens my. Ismael word gebore, die permanente vyand teen Israel, tot vandag. Abraham moes verstaan het, wat Vader later vir hom gesê het, hy het Sarah gekies saam met hom. Abraham, jy is getroud, jy het een vrou, fantasties, dis my wil vanaf begin af gewees. Ek het jou aangestel, dat uit jou nageslag, uit wie dink jy gaan jou nageslag kom, as jy net een vrou het? Wie dink jy is deel van die verbondsbelofte wat ek gemaak het? So wat dink jy gaan doen jy? En Ismael, die probleem ontstaan. Abraham moes gesê het, my vrou, ek weet nie hoe hierdie ding werk nie, maar al wat ek weet, die hoër autoriteit het gesê. Agaf. Lees in die skrif baie duidelik, daarom Agaf, die Agaf gees het later so groot geword in hom, hy het later so min geword, hy het net gesê, ja my vrou, reg my vrou, goed my vrou. Hy het net nie gesê, Piet my vrou nie, maar weet jy, hy het net eenvoudig alle autoriteit verloor. Jezebel het autoriteit geneem tot God se oordeel. Die gemeente Thyatira, in Openbaring 2, sê Vader, ek het teen jou, dat jy 'n vrou laat lering gee in jou gemeente. En dit een met die gees van Jezebel. Ons vandag in baie kerke sien en oral, ek nou eendag net gaan kyk daarna, terwyl ek dit doen, net gaan kyk daarna en goeders mense, daar's soveel video's, daar's soveel goeders wat mense waarsku en dit wat besig is om in die kerke te gebeur. Vrouens met hulle kort rokkies en vrouens wat hulle self half ontbloot op die stages, wat sogenaamde leraars is en wat mense leer, mense wat in totaliteit deur God verwerp word en almal wat onder hulle staan. Want God het sulke autoriteit gebied. Soos reg deur die geskiedenis sien ons die ontsettende gevolge waar die man nie autoriteit neem. Die geestelike riem funksioneer deur sekere wette. Die vyand kan nie van jou kom steel, soos wat Satan probeer doen. Hy kan nie doen sonder dat hy toegang gegee word, of 'n deur oopgelos word waardeur hy kan inkom. Dan sal hy inkom en hy sal vernietig. Dis wat hy doen. Daarom is dit ontsettend belangrik dat die man as hoof van die huis is die sterk man van die huis. En daarom het hy 'n belangrike rol in die beskerming en versorging van sy familie. Hy doen dit deur die deure toe te hou waardeur Satan probeer toegang kry tot jou huis. En geen vreemde mag, geen vreemde gees, geen vreemde lering toe te laat in die huis. Of op enige plek van sy autoriteit sweer. En dis hoekom dit deurwerk, huis, gemeente ensovoorts. Hoe hou die man die deur toe? Die woord van God gee vir ons die belangrikste metode.
deur te wandel in onpartydige opregtheid en die instruksies, opdragte en instellings van Jehovah sy God te beskerm, te leer en te doen. Elke man van God het nie net die voorreg nie, maar het die opdrag van Vader om te sorg dat hy die standaarde, die instruksies en opdragte van Vader se totale Torah, die instruksies wat God gee, te leer in sy huis. Deuteronomium 6 vers 4 ken ons almal. Vers 6 van Deuteronomium 6 sê die volgende: Hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou verstand, wil en emosie wees. En nou praat hy van die woorde van die wet wat hy sopas gegee het. Deuteronomium 5 wat die opsomming van die wet is deur liefde. Die hele ganse wet wat God vir ons gegee het, wat hy nou vir hom gegee het. En dan sê hy, hierdie woorde wat ek jou vandag beveel het, my instruksies, my opdragte, moet in jou verstand, wil en emosie wees. Jy moet dit verstaan, jy moet dit vat, dit moet joune wees, dit moet in jou wil wees, dit moet in jou emosie wees, hierdie moet jou hele lewe omvou. Eerste stap. Maar dit kan nie daar ophou nie. Kyk na die woord, kyk na die opdragvorm. Jy moet dit ywerig vir jou kinders leer en daaroor praat as jy in jou huis sit, as jy op pad is, as jy gaan lê, as jy opstaan. En die hart van die saak het die kind 'n keuse wat hy daarmee maak as hy volwasse is. Maar terwyl hy 'n kind is dit jou verantwoordelikheid. Jou kind moet meer hoor van die woord van God as van politiek. Jou kind moet meer hoor wat God se instruksies is, sodat hy kan doen en verstaan. Jy moet dit as 'n teken bind op jou hand. Jy moet dit doen. En dit moet 'n voorkopband tussen jou oë wees. Jy moet dit aanvaar, jy moet dit jou eie maak. Dit help nie net om dit te doen nie. Dit moet deel van jou lewe wees. Jy moet dit op die kusyne van jou huis en op jou hekke skryf. Nou as die Jode net God se wet wou uitvoer en God se opdragte sou uitvoer, dan sou almal van hulle poorte en hekke gehad het wat vol van Torah geskryf is, in plaas van om 'n klein dingetjie daar neer te sit. Moet ons as nie dit wat God bedoel het nie. Hy het gesê, skryf die wet op die ingang van jou autoriteit sweer. As jy hier inkom, geld God se wet. Hier staan sy wet geskryf op die poorte van wat syne is. Deur die wet van God te skryf op jou poorte en op jou hekke, verklaar jy in die geesteswêreld, en dit is nie 'n fisiese ding nie, verklaar jy in die geesteswêreld, hier staan ek onder die autoriteit van die hoogste autoriteit, die skepper lewende God. En dit wat hier gebeur, gebeur onder die hoogste autoriteit. Markus 3 vers 27. Niemand kan in die huis van 'n sterk man ingaan en sy waardevolle besittings roof, as hy nie eers die sterk man vasbind, en dus kan hy sy huis beroof. Sal ons die teks lees met interpretasie, of met verduideliking? Niemand, geen geesteswêreld en nie die Satan of enige van sy bose magte, kan in die autoriteitssfeer van 'n man kom wat onder die gees van God wandel en respekvol vrees nie. En hy kan niks van dit wat vir hom waardevol is, sy geloof, sy afhanklikheid van Vader en sy vertroue en sy gesin, roof of steel, as hy nie eers die sterk man se vertroue en geloof kan breek. Dan kan hy sy huis beroof.
Lukas 11 vers 21. En wanneer 'n sterk man, 'n man wat aan die onpartydige opregtheid van God leef en wat regverdig is, goed bewapen met die woord van God en sy woord alleen, sy huis bewaak, is sy besittings in vrede en oorvloed. Maar wanneer een kom wat sterker as hy, mag breek wat hy het, omdat hy swak geword het in sy geloof, omdat hy swak geword het in die kennis van die woord van God, omdat hy nie genoeg tyd en onpartydige opregtheid in sy lewe spandeer nie, omdat hy God se Torah en sy wette nie nakom nie. Is daar een wat sterker as hy is in die geesteswêreld, en hy sal hom oorwin. En hy vat al sy wapens, sy kennis van die woord, sy vertroue in Vader, dit waarop hy vertrou het, wat hy weg, en hy deel sy buit uit. Hy sluit hierdie deel af deur te sê, hy wat nie saam met my is nie, hy wat nie saam met my die woord van God bestudeer, hy wat nie saam met my die woord van God deel maak van sy lewe nie, breek af. Hy is teen my. Hy werk saam met die teestand. En hy wat nie saam met my die woord gaan verkondig en hulle bymekaar maak wat moet inkom in die koninkryk van God nie, 'n deel van die verdeeldheid en verstrooi. Vers 10 van Johannes, die dief kom nie as net om te steel, dood te maak en te vernietig. En dit is wat die vyand wil doen in jou huis en regkry in jou huis. Met gesondheid, met beserings, met siektes, met enige ding wat onder jou autoriteit is wat dit aanvaar. Maar as hulle die autoriteit nie aanvaar nie, dan staan jy onskuldig voor Vader as jy jou deel gedoen het natuurlik. Maar dan sê hy, ek het gekom dat hulle lewe kan hê en watter oorvloed daar ook al vir is. Jesua sê, ek het gekom dat hulle lewe kan hê. Volg my, stap die pad saam met my. Ek het gekom dat daar lewe is. Die man het 'n groot verantwoordelikheid teenoor sy familie. Liefdevolle omgee, beskerming, voorsiening, maar primêr om hulle deur die skrif te lei en hulle te was met die waarheid en 'n voorbeeld te stel wat hulle kan volg. Ek het so vinnig hier in my geheue rondgeblaai vir die teks, maar ek het nou baie tyd gehad in voorbereiding en ek het nou nie tyd gehad om die teks te kry nie, maar die teks wat sê dat 'n man deur sy verhouding met sy vrou en dat die man die vrou was en haar mooi maak deur die doop en deur mitswe. Ek kan nie die versie onthou waar hy staan. Daar is so versie in die skrif. As wetteloosheid, die verbreeking van Vader se standaarde toegelaat word, is die gevolge vir ewig. As jy toegelaat word dat Vader se wet verbreek word, en dat sonder om dit aan te spreek, want jou verantwoordelikheid stop waar jy dit aanspreek, veral as jou kinders soos ons, meeste van ons sin groot is. Jy nog veronderstel om dit aan te spreek, jou verantwoordelikheid eindig dan. Maar die gevolge van wetteloosheid is ewig. Ons ken almal die storie van Matteus 7 vers 21, waar hulle gekom het en by die deur kom klop, nadat dit toegemaak is en hy kom sê vir hulle, nie elkeen wat vir my sê, my meester sal ingaan in die koninkryk van die hemel, maar hy wat die wil van my Vader wat in die hemel is, doen. En hulle het gekom en hulle het geklop. Hy het gesê, yes, kan ek julle help? En hulle het gesê, meester, jy ken ons. Ons het saam met jou in die strate geloop. En ons het in jou naam duiwels uitgedryf en wonderwerke gedoen. In jou naam het ons genesings gedoen. Die krikke het teen ons mure gaan. Maar ek het vir hulle gesê, gaan weg van my, julle wat wetteloosheid bedryf.
En weg van my julle wat teen die wet van God werk. Ek ken julle. Van waar is julle? Daarom is dit ontsettend belangrik vir jou en my, vir elkeen van ons, as autoriteite, om toe te sien dat in ons autoriteitsveld Vader se woord geleer word. Deuteronomium 12 vers 28. Let op en gehoorsaam al hierdie woorde wat ek jou beveel, sodat dit met jou en jou seuns na jou goed kan gaan vir altyd. As jy doen wat goed en reg is in die oë van jou God. Niks anders te doen. Dit wat goed en reg is in die oë van die lewende God. Maar nou het die vrou en die kinders 'n ontsettend belangrike rol. En dis gehoorsaamheid. Net soos in 'n gemeente. Jy kan die beste lering ontvang onder die son. Maar as jy nie 'n volgeling is met onpartydige opregtheid nie, gaan jy dit nie doen in jou lewe. En die man kan sy plig doen en die man kan sy plig probeer nakom. Maar as die vrou weer 'n agterdeur oopmaak, 'n rebellie, 'n ongehoorsaamheid, ondermyn jy die man se taak om die huis te beskerm. En stel jy nie net jouself nie, maar die hele huis oop aan dit wat kan inkom. Daarom is Vader se orde van autoriteit ontsettend belangrik. Jy kan dit nie omswaai nie. En ons weet en ons besef daar's vrouens wat in hierdie autoriteitskonsep alleen staan, daarom is ons as autoriteit besig om in te tree daagliks daarvoor, om jou in jou huis te beskerm, maak nie saak wat 'n man dalk toelaat. 1 Petrus 3 vers 5. Maar net so het ook die afgesonderde vroue wat 'n versekerde verwagting in God gehad het, vroeër hulle self versuur en hulle was gehoorsaam aan hulle eie mans. Net so Sarai, net so word elke vrou deur Vader opgelig en gesê, kyk, dis hoe dit gedoen word. Elkeen wat gehoorsaam is aan hulle eie mans. Kolossense 3 vers 17. Alles wat julle doen in woord of in daad, doen dit in die karakter en autoriteit van ons meester Yeshua. Hierdie is die oproep wat Vader finaal vir ons maak hier vandag. Die gesalfde een en gee dank aan God die Vader deur hom. Vroue, wees aan julle eie mans gehoorsaam soos dit reg is in die gesalfde een. Mans, leef in die karakter en autoriteit van Vader. Leef in daardie onpartydige opregtheid, maar bring en leer die woord van God in jou huis. Kolossense 3:19, maar mans, julle moet julle vroue lief hê en nie bitter wees teenoor hulle. Kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam, want dit stel ons meester tevrede. Maak nie saak wie is en wat jy dink jy is nie. Vader sê, dis my wil. Wees gehoorsaam, dis my wil. En dan dink ek weer aan die vers wat in Openbaring vir ons gegee is, Openbaring 19, wat ek net nou aangehaal het, wat baie belangrik is. Stap jy die pad van onpartydige opregtheid en Vader sal vir jou die deur oopmaak na die boom van die lewe. Kind van God leef in die gehoorsaamheid van Vader en hy sal die pad oopmaak na die boom van die lewe. Dit is ongelooflik belangrik. Kan dit net vir my ook, jy weet net so notas gegee ook wat uit vorige leringe ook kom, sommer net goed wat belangrik is. Autoriteit wat deur Jehovah gegee is, word gegee deurdat hy die persoon oplig. Kyk vir Josua. Ons kan nou hom praat met hom, gee vir hom opdragte, hy laat hom suksesvol wees, Vader lig hom op om te wys wat hy hom aangestel het. Hoeveel keer het ons al nie ook met mense gedeel nie, want dis die rede hoekom ons dit doen.
om te wys dat as Vader ons nie gekies het nie, hoekom het hy ons opgelig? Hoekom sien ons dit wat Vader doen? Hoekom het ons in vertroue kon sien hoe Vader net eenvoudig stap vir stap vorentoe gaan, en juis op die oomblik gaan alles weer net oop, en is Vader besig om dit te doen wat nodig is vir sy koninkryk. Sodat mense die persoon se autoriteit kan sien, dit wat Vader deur hom doen. Dat Vader met 'n persoon is, die getuienis wat doen, want hy self lig iemand op. As die autoriteit van Vader is, lig hy die persoon op. Mans, ons kom terug na die onderwerp, jy het 'n verantwoordelik in jou huis, 'n verantwoordelikheid wat sê, jy moet jou deel doen. Jy moet jou verantwoordelikheid nakom. Jy moet die woord van God, die volle waarheid woon die woord van God, moet jy aan jou gesin bring. Daardeur beskerm jy jou huis. Want dis die swaard van die Gees waardeur ons werk. Kom ons sluit af. Vader, ons kan maar net sê dit wat U op ons hart bring. In stil wees, in vertroue, daar is ons krag. In stil wees om te hoor wat die hoër autoriteit sê. En die ontvang van die Gees van God se krag in ons. Daardeur kan ons U dien. Daardeur kan ons U volg. Daardeur kan ons werklik gemeente van God wees. Daarom is ons gebed, Vader, in hierdie dag, leer ons die autoriteit van die heersende opperautoriteit. Dis vir ons genoeg. In die naam van Yeshua. Amen.